Goeiedag dames en heren en welkom by Nog Wiskunde in Afrikaans. Ons spring vandag weg met hierdie heel eerste video in my graad 11 wiskunde reeks en ons gaan kyk vandag so 'n bietjie na eksponente. Nee, ons gaan doen so 'n bietjie hersiening van vorige jaar se eksponente, want dit is vir ons noodsaaklik want ons gaan hierdie jaar verder aan gaan kyk na wortels en wortelvorme. Okay. So, voor ons op by wortels en wortelvorme uitkom, is eintlik baie lekker interessante wiskunde om na te kyk, om mee te werk, sommetjies te doen en so aan. Voor ons daarby uitkom, moet ons gou eers vinnig weer gaan kyk na ons eksponente en ons eksponentreëls. Okay. Eksponentreëls. Nou, ek is doodseker almal van julle het verlede jaar baie mooi opgelet toe ons met eksponente begin het en ek is seker al hierdie eksponentreëls sit nog lekker vars hier in julle breine en julle onthou almal van hulle. Maar indien jy nou vergeet het, kom ons gaan kyk gou vinnig weer na ons eksponentreëls. Ons heel eerste reël wat ons mee gaan werk lyk so. Indien ek nou 'n getal het, 'n onbekende getal, en daai getalle word verhef tot een of ander mag, tot een of ander eksponent. En ek maal hom met dieselfde getal, okay, dieselfde getal wat tot 'n ander mag, 'n mag m verhef is. Dan is dit dieselfde as a tot die mag n plus m. A tot die mag n plus m. Okay, en ons kan dit gaan toets. Ons kan nou gaan kyk of dit regtig so is. So, onthou nou mooi die terminologie. Hierdie getalletjie sê ons altyd is die basis en hierdie ene noem ons die eksponent. Die basis verhef tot die eksponent. Okay, dit is ons terminologie, dit is ons praat daarvan. Ons het 'n basis en ons het 'n eksponent. Goed, so wat hierdie reël vir ons sê is, indien ek twee getalle met mekaar maal en die basisse is dieselfde, en onthou, dit moet maal wees. Dit kan nie plus of minus wees nie. Dit moet maal wees. Indien ek twee getalle met mekaar maal en die basisse is dieselfde, dan kan ek maar net eenvoudig die eksponente by mekaar gaan tel. Kom ons gaan vergewis onsself of dit wel so is. Kom ons sê 2 tot die mag 2 maal 2 tot die mag 3. Kom ons kyk gou wat dit is. 2 tot die mag 2 weet ons is 4 maal en 2 tot die mag 3 is 8. So 4 maal 8 moet wees 32. 32. Ok. Indien ons eksponentreël sou toepas, moet hierdie mos nou gewees het 2 tot die mag 5. Nee, 2 plus 3 is 5. 2 tot die mag 5. En wat is 2 tot die mag 5, ladies and gents? 2 tot die mag 5 is ook 32. En jy kan jou calculator gaan vat en jy kan vir my gaan toets daarop, indien jy my nie glo nie. Ok, so kan julle sien, indien ek twee getalle met mekaar maal, en hulle basisse is dieselfde, dan kan ek maar net die eksponente gaan by mekaar tel, en dit gee dan vir my dieselfde antwoord. Dit gee dan vir my dieselfde antwoord. Ok, maak dit vir julle sin. Goed. So dit is ons eerste eksponentreël gewees. Die volgende eksponentreël wat ons het, reël nommer 2, lyk so. Indien ek nou twee basisgetalle verhef tot hulle magte met mekaar deel. So met ander woorde, ek het a tot die mag n gedeel deur a tot die mag m en kyk mooi, hierso weer eens die basisse is dieselfde, die basis dieselfde, a en a. So indien ek twee van hulle het wat ek met mekaar deel, dan trek ek die eksponente van mekaar af. Ok, so a tot die mag n gedeel deur a tot die mag m is dieselfde as a tot die mag n minus m. Ok, weer eens ons kan dit gaan toets. As jy my nie glo nie, dan kan ons dit gaan toets. So kom ons gaan kyk gou. 2 tot die mag 3 gedeel deur 2 tot die mag 2. Ok. So nou weet ons 2 tot die mag 3 is mos nou 8 en 2 tot die mag 2 is 4 en wat is 8 gedeel deur 4? 8 gedeel deur 4 is 2. As ons nou die eksponentwet toepas, dan sê ons mos ook goed, die basisse is dieselfde en ons deel met mekaar, so dit word ons dan nou
2 tot die mag 3 minus 2, en dis dieselfde as 2 tot die mag 1, of anders gesê, net 2. Alright, sien julle, daar is hulle dieselfde. Daar is hulle dieselfde. Ok, so met ander woorde, ons weet hierdie tweede reël, indien ek dieselfde basis het, wat ons met mekaar deel, dan trek ek net eenvoudig die eksponente van mekaar af. Goed, glad nie moeilik nog so ver nie. So hierdie eerste twee reëls moet baie bekend vir julle wees, nee, julle moes dit nou al baie gebruik het, en ons gaan dit nog vorentoe vrek baie gebruik. So, kyk mooi, leer mooi. Die volgende reël, reël nommer 3. Indien ek twee verskillende syfers het, wat ek met mekaar maal, A maal B, en ek verhef hierdie hele lot tot die mag n. Ok, hoe werk dit dan? In hierdie geval word dit A tot die mag n maal B tot die mag n. Ok, so in my kop, ek dink altyd daar as die inmaalreëls. Ok, as die inmaalreël. So met ander woorde, dien ek twee syfers met mekaar maal binne die hakie. En dames en heren, asseblief, kyk mooi. Dit moet maal wees. Dit moet maal wees. A maal B in hakies. Dan kan ek die eksponent inmaal met elke ene se eksponent wat reeds in die hakie staan. Ok, so kyk gou mooi. As ek A plus B het, tot die mag n, dan mag ek nie inmaal nie. Jy mag het nie doen nie. Nee. Jy mag nie die eksponent inmaal as jy 'n plus in die hakie het nie. As daar 'n plus staan, mag jy dit nie doen nie. Jy mag net die eksponent inmaal indien jy 'n maal binne in die hakie het. Asseblief, julle moet asseblief mooi kyk. Julle moet mooi kyk met hierdie ene. Soveel kere word hierdie fout gemaak. Ek het al so baie leerders se toetse gemerk en dan gaan sê hulle vir my A plus B tot die mag 2 is dieselfde as A kwadraat plus B kwadraat. En dan moet ek dit mos so verkeerd merk. Dan moet jy mos daai punte verloor. Goed. So hier gee ek nou vandag vir jou die cheat sheet. Ek gee vandag vir jou die tricks. Kyk mooi, pas op, moet dit nie doen nie. Ok, so ons kan gou die toets gaan doen, sê nou maar ek het 2 maal 4, en kom ons kwadreer dit, ok. So nou sê my reël vir my, as ek dan nou maal binne in die hakie, dan mag ek die eksponent inmaal met elke een se eksponent wat binne in die hakie staan. So kom ons gaan kyk, wat is 2 maal 4? 2 maal 4 is 8, en dit is dan nou 8 kwadraat, en 8 kwadraat is dan 64. Ok, indien ons nou die eksponent sou ingemaal het, sou dit gewees het 2 tot die mag 2, maal 4 tot die mag 2, en dit is 4 maal 16, en dit is ook 64. Ok, so ons weet daai reël is waarheid. Dit is inderdaad so. Dit moet en dit mag so wees. Die volgende reël waarna ons gaan kyk, reël nommer 4. As ek mos nou maal binne in die hakie, dan kan ek mos nou deel binne in die hakie ook. So A gedeel deur B, alles verhef tot die mag n, is dieselfde reël. So dan mag ek die eksponent weer in die hakie inmaal met elke ene van A en B se eksponente. So dit gee dan vir my die volgende A tot die mag n gedeel deur B tot die mag n. Ok, selfde ding, ons kan gou weer toets. Kom ons sê 4 gedeel deur 2 en ons kwadreer dit weer, ok. Dan moet ek mos nou kry, as ek 4 gedeel deur 2 het ek mos 2 binne in die hakie tot die mag 2 en dit moet wees 4. Ok, as ons dan nou gaan die eksponentwet gaan toepas, dan sê ons, dit raak ons so 4 kwadraat gedeel deur 2 kwadraat, en dis dieselfde as 16 gedeel deur 4, en dit is ook 4. 16 gedeel deur 4, en dit is ook 4. So met ander woorde, ons sien, ons kry dieselfde antwoord. So my reël is waarheid. Ok. En dan nou gou die laaste reël. Die laaste reël wat ons ken, reël nommer 5. Hy lyk so. As ek A tot die mag n binne die hakie het, en ek verhef dit tot die mag m, dan beteken dit ek maal weer in die hakie in.
So dan maal ek weer die eksponente met mekaar. So dit gee dan vir my a tot die mag n m. Ok, ons kan gou weer toets. 2 kwadraat tot die mag 3. Ok, wat is 2 kwadraat? Dis 4 en 4 tot die mag 3 is 4 maal 4 is 16 maal nog 'n 4 is 64. Maar as ons nou my reël toepas en ons maal in die hakie in, dan is dit mos ook 2 tot die mag, wat is 3 maal 2? 3 maal 2 is 6. 2 tot die mag 6, nee. En 2 tot die mag 6, ladies and gents, is ook 64. En gaan toets om met jou calculator, nee, dan sal jy sien dit is 64. Goed, so daar het ons dit nou, 'n hersiening van my eksponentreëls. Ok, so is belangrik vir jou om hierdie hersiening deur te werk gou weer, so memoriseer asseblief jou eksponentreëls, leer dit maar soos 'n papegaai, ok? Daar's min dinge in wiskunde wat jy moet memoriseer en uit jou kop uit gaan onthou. Maaltafels is byvoorbeeld een van hulle, en hierdie eksponentreëls is 'n ander een van hulle. So leer jou eksponentreëls. Maak seker jy ken hulle, maak seker jy onthou hulle, en pas op vir daai fout. Pas op vir hom. Moenie daai fout maak nie. Jy mag nie die eksponent inmaal as daar 'n plus of 'n minus in die hakie is nie. Jy mag dit dan nie doen nie. So moet dit nie doen nie, asseblief, ek waarsku julle nou al. Goed, kom ons gaan kyk gou na 2 ander interessante dingetjies. 2 ander interessante goedjies wat ek julle gou vinnig wil wys. Kom ons kyk gou na die volgende ene. A tot die mag 0. Wat is a tot die mag 0? Wel, wat is enige iets tot die mag 0? Miskien het jy dit nou uit jou kop uit gaan leer en jy weet a tot die mag 0 of enige iets tot die mag 0 is 1. Maar hoekom is dit 1? Waar kom 1 vandaan? Kom ons gaan kyk gou mooi daarna. As ek gaan sê a tot die mag 0, dan mag ek mos ook sê dis dieselfde as a tot die mag 1 minus 1. Nee, want wat is 1 minus 1? 1 minus 1 is mos 0. Ja, 1 minus 1 is mos 0. So dan mag ek mos sê, hierdie 0 kry ek van a tot die mag 1 minus 1. A tot die mag 1 minus 1. Ok. Nou, met ons eksponentwette het ons mos nou net vir mekaar gesê, as ek 2 eksponente van mekaar aftrek, nee, onthou julle mooi, eksponentwet nommer 2, hy het so gelyk. A tot die mag n gedeel deur a tot die mag m, en dis dieselfde as a tot die mag n minus m. Kan julle nou onthou? Nee, kan julle nog daai reël onthou? Ek het dieselfde basis, en ek deel hulle met mekaar, so dan mag ek die eksponente aftrek. So wat ons nou doen is, ons vat hierdie ouetjie, en ons werk hom in reverse. Ons werk hom andersom. So met ander woorde, as ek het a tot die mag 1 minus 1, dan is dit mos dieselfde as a tot die mag 1 gedeel deur a tot die mag 1. Sien julle? Kan julle sien, nee? Ek het dieselfde basis, kyk hierso, dieselfde basis, verskoon tog, en ek deel hulle met mekaar, en as ek dieselfde basis het wat ek met mekaar deel, dan kan ek mos net die eksponente van mekaar aftrek. Sien julle, ek het dit nou net in reverse gedoen. En, ladies and gents, dan kry ons mos, bokant die lyn a tot die mag 1 bly a, en onderkant die lyn a tot die mag 1 bly a, en wat is 'n ding gedeel deur homself? Wat is a gedeel deur a? Wat is 2 gedeel deur 2? Wat is 7 gedeel deur 7? Dis mos net 1. Dis mos net 1. Kan julle sien? Dit bly net 1. En daarom sê ons a tot die mag 0 is 1. Woeps, waps, nee, mind blown. Ok, maybe jy dit al reeds geweet. As jy dit nou geweet het, dan het ek nou nie jou mind geblou nie, nee. Maar goed vir jou, jy is my dan 1 voor. Ok, maar indien jy nou nie weet waar kom dit vandaan nie, hoekom is enigiets tot die mag 0 1, wel, dat het ek nou so pas vir jou gewys. Ok, en kom ons gaan kyk nou gou nog na 'n ander enetjie. Die volgende snaakse reeltjie, wat so lyk. A tot die mag minus n. Wat is a tot die mag minus n? Ok, miskien het jy hom weer eens uit jou kop uit geleer, en jy weet nou, dit is 1 gedeel deur a tot die mag n. 1 gedeel deur a tot die mag n. Maar hoekom? Hoekom is dit so? Wel, kom ons gaan kyk. Kom ons gaan kyk.
as ek sê a tot die mag minus n, en ek gaan kyk na hierdie minus n gedeelte, dan mag ek mos sê, dit is a tot die mag 0 minus n. 0 minus n. Nee, kyk gou so, wat is 0 minus 3? Wat is dit? Dit is mos minus 3. 0 minus 3 is mos minus 3, nee. So met ander woorde, 0 minus n is mos nou minus n. En so op dieselfde manier wat ek nou hierdie gedoen het, op dieselfde manier doen ek dit nou hierso weer ook. So om die minus n hier te kan kry, gaan sê ek net, dit is 0 minus n hierso. 0 minus n. En nou gaan pas ons weer ons tweede reël toe. Ok, in reverse. Ons doen dit nou weer in reverse. So met ander woorde, as ek a tot die mag 0 minus n het, dan het ek mos eintlik a tot die mag 0 gedeel deur a tot die mag minus n. Ag, ekskuus tog, tot die mag n. Dis mos wat ek het, nee. Kyk gou weer, ek het dieselfde basis en ek deel hulle met mekaar, so dan kan ek maar net hulle eksponente van mekaar aftrek. Ek het dieselfde basis en ek deel hulle met mekaar, so dan mag ek mos maar net hulle eksponente aftrek. Nou wat is a tot die mag 0? Wel, hier het ons mos nou so pas gebewys, a tot die mag 0 is 1. A tot die mag 0 is 1. So dus vereenvoudig hierdie na 1 gedeel deur a tot die mag n. En daar het jy dit. Nee, baie maklik, baie eenvoudig. So dus weet ons nou dat a tot die mag minus n is dieselfde as 1 oor a tot die mag n. En in actual fact, enige eksponent wat negatief is, as die eksponent negatief is, dan beteken dit is 1 op daai ding tot die mag n. 1 op. So jy onthou nou net die patroontjie in jou kop, as jy 'n negatiewe eksponent het, dan raak dit 1 op daai ding. Ok, maar moet nou nie soos ek nou gemaak het, die fout gemaak het, en weer negatief daar gaan skryf, nee, dit werk nie so nie. Dit raak net 1 op die positiewe end dan nou. Goed, ladies and gents, ek hoop hierdie twee voorbeeldjies maak dit nou vir julle duidelik waar kom hierdie twee gedeeltes vanaf, ok? En as jy nou regwaar wil, dan kan jy nou gaan sê, dis jou 6de reël, en dis jou 7de reël. So dan jy nou 5 eksponent reëls, en hierdie 2 ekstra. A tot die mag 0 is 1, en a tot die mag minus n is 1 op a tot die mag n. Ok, en ek het jou die bewyse daarvan gegee ook nou. Right, so nou is jou kop weer vol eksponente, jy onthou nou alles wat jy gedoen het in die vorige jaar, en nou is ons reg om aan te beweeg na wortelvorme toe, en dit gaan ek vir julle in my volgende video verduidelik. So stay tuned. Baie dankie dat julle vandag saam met my gekyk het, gaan like en subscribe, vertel julle vriende, kom ons help mekaar, en pas julle self op, en ek sien julle almal dan weer in my volgende video. So tot dan toe, mooi bly. Tata!